Goed, julle kan blaai saam met my na Johannes 8 vers 31 toe. Net gaan kyk of al my goedjies werk. Okay. Johannes 8, ons lees vanaf vers 31 tot 36. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham, en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ons lees dit tot sover. Nou, die gedagte wat op my hart lê ook vir oggend, môre is dit mos nou Vryheidsdag. En dis nou in die politieke sin, die sekulêre sin van die woord het daar gepraat word oor vryheid. Maar hoeveel mense verstaan werklik wat is vryheid? Ons weet waar kom Vryheidsdag in Suid-Afrika vandaan. En daar nou iets is wat gevolg het op jare van sogenaamde onderdrukking en dinge wat plaasgevind het, uit 'n sekere perspektief uit. En dat dit politieke vryheid is. Maar waar het dit die mense gebring? Waar het die land gebring? Waar het die wêreld gebring? Dis die vraag wat ons sekerlik kan vra. En dis een tipe vryheid wat die Bybel van praat, of wat die mense van praat. Die Bybel verwys ook in 'n baie beperkte sin na dit toe ook. Maar vryheid wat 'n mens moet beleef as kind van die Here, as mens in die geestelike sin, ken baie min mense. Want meeste mense loop met een of ander bagasie rond. En solank as dit jy bagasie het, emosionele bagasie, of geestelike bagasie, hoe jy het ook al wil noem, enigiets wat jy met jou saamdra, al vir geruime tyd, dalk jou lewe lank, het die effek dat jy nie vry is nie. Soms kan vir jou voel, jy is nou op 'n beter plek, en jy kan dalk 'n bietjie meer vry voel. Maar as ons praat van werklike vryheid, en wat 'n mens in jou gemoed beleef, dan kom daar saam met daardie vrede, saam met daardie vryheid ook 'n besondere vrede van die Here, wat ek weet, en ek het 'n rustigheid in my. Ek het so 'n rukkie terug, het ek met 'n tannie gesels, en haar man is oorlede, nie kort voordat ek met haar gepraat het, maar 26 jaar voordat ek met haar gesels het. En vir 26 jaar het sy geloop met 'n ding in haar hart teenoor die dokter, want sy het hom blameer vir haar man se dood. En dit was nie so nie. Maar sy het hom skuldig gehou, sy het hom gevange gehou. Vir 26 jaar kon sy hom nie vergewe het nie. Want hy het haar man eintlik sy dood veroorsaak. Was hy bewus daarvan? Nee. So wie was die ene wat eintlik gevangene was? Sy. En ons kom met haar uit pad stap van vergifnis en van vryspraak. En sy het gedoen. Dit het so rukkie gevat om dit mooi te verwerk, maar sy het dit gedoen. En toe sien jy daardie vryheid. En daar's baie kinders van die Here wat met een of ander vrees of 'n ding rondloop in hulle harte, en dis beteken iets uit jou verlede. Iets wat jare terug gebeur het, of selfs as 'n kind kon gebeur het. Ons het 'n ander geval in die gemeente ook gehad, vir 'n tannie wat as jong kind, as 'n laerskoolkind gemolesteer is, en vir bykans 50 jaar met daai ding geloop het. Voordat sy op die punt gekom het wat sy vergewe het en vrygespreek het, en vry uitgestap. Die mense wat dit gedoen het, was intussen oorlede, en dit was een van haar bekommernisse gewees, hoe nou?
Sy wens sy kan vir hulle vrygespreek het en vir haar gesê het. Maar dit gaan nie daaroor nie, maar die gesindheid in haar hart het die Here gesien, as die mense daar was, as ek oortuig in my hart gewees, dat sy hulle wel sou vrygespreek het. En sy het dit vir die Here gegee, en sy het sy vergifnis aanvaar, sy het sy vrede ervaar, sy het sy vryheid beleef. Dis dalk iets in jou hede, iets wat jy nou mee sukkel. Iets in jou persoonlikheid, dalk een of ander verslawing, miskien een of ander dingetjie wat jy nie sien as so erg nie. Maar die binnekant jou is daar 'n hinkering, 'n verlange, 'n begeerte. Ek wens ek kan ook van dit loskom. Is dit dalk so iets vanmôre? Dit kan ook iets wees wat in die toekoms lê. Sommige mense het so 'n geweldige vrees vir die toekoms. En die toekoms beteken nie oor 10 jaar, en kan dalk vanmiddag wees, dit kan dalk môre wees. Dat daardie vrees wat jy het, jou van jou vryheid kan ontneem. Want wanneer jou gedagtes deur iets oorheers word, dan beheer dit jou. Dit beheer jou besluite, dit beheer jou denke. So dit wat jy die hele tyd op fokus, beheer jou. En dit maak dat jy nie vry is nie. Maar dan is daar soveel, selfs kinders van die Here, wat op 'n stadium gekom het in lewe, wat hulle werklik weet, ek het my lewe vir die Here gegee, ek het die Here aangeneem as my verlosser en saligmaker, ek weet ek is gered, maar dan sit hulle nog steeds met dinge, wat hulle weet nie, daar moet wees as kind van die Here. Dis nie vryheid nie. So ons wil by daardie gedagte uitkom, wat is werklik vryheid? En dit is ek gesê, dit kan iets wees wat iemand jou aangedoen het, jy moet vrykom daarvan. Dis dalk iets wat jy jouself aangedoen het, en jy moet by selfvergifnis uitkom, want dit is vryheid. Ergens in jou gemoed, ergens in jou gewete lê daar iets, en die rol van vergifnis is baie, baie sterk in hierdie opsig. Om iemand anders te vergewe, jouself te vergewe, en om God se vergifnis te aanvaar, en te kan aanbeweeg, en te vergeet wat agter is. Dis nie altyd maklik nie. Maar dis vryheid wanneer ek dit beleef, wanneer jy dit ervaar, wanneer ek op daai punt gekom het. Maar die ding wat seker die belangrikste is, en wat die grootste effek het, is wanneer mense, kinders van die Here, nog steeds slawe van een of ander sonde is. En die tragedie baie keer is dat mense slawe van sonde is, maar hulle wil nie erken dat dit waarvan hulle slaaf is, dat dit sonde is. Hulle het redenasies rondom dit, hulle het eie opinies rondom dit. En volgens my is dit nie verkeerd nie, maar wat sê die woord van God? En solank as ek nie die woord van God respekteer, as die laaste sê, en die enigste sê, en wat is reg en verkeerd nie, gaan jy nie vry wees nie. Dis wat ons gelees het vanoggend, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sê jou vry maak. Verwerp die waarheid, of verdraai die waarheid, of vermeng die waarheid, en dit maak nie vry nie. So ons moet die waarheid ken. Ek het al met hoeveel mense te doen gekry ook. As jy met oor so iets sou praat, en dit is 'n ooglopende, en dit is 'n ding wat mense partykeer doen, hulle is nie skaam daaroor nie. Hulle doen dit. Want hulle het een of ander selfregverdiging, dis nie so verkeerd nie. Ander doen dit ook. Nee, ek kry dit nie in die Bybel nie. Dit is 'n astrante ene daai. Nou mense verdraai die woord soos dit hulle pas. En die mate van selfverontskuldiging wat ek al by mense gevind het, is skrikwekkend. Van selfregverdiging is skrikwekkend. Hoe mense selfs sekere goeders wat die woord baie duidelik oor is, wil verdedig. Dominee, ek ken my perke. Ek kry dit baie keer mense het sulke goed te sê. Ek weet wanneer om op te hou. Nee, jy weet nie. Die Bybel sê vir my in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Net God ken jou hart. En daarom waarsku hy ons teen ons eie hart. So moet nooit so selfvoldaan raak en so arrogant raak,
om te dink, dit sal nie met my gebeur, ek weet wanneer om op te hou nie. Ek het al met mense doen gekry, dan sê ek vir hulle, dan praat ek met hulle oor 'n sekere saak. Dan sê hulle, ek het nie probleem met hulle, dan sê ek, nou kom ons los dit maar nou. Nee, dat is alle kan jy daai kant toe. So ek is er net op die spot, sê kom ons bid nou, dan sê ons vir die Here, ek is nou klaar daarmee. Nee, maar jy moet die kans gee. Sê ek met ander woorde, jy wil nie. En dan stap hulle weg. Maar stap hulle as vrye mens weg? In die wêreldse sin, ja, want ek is vry om te doen wat ek wil. Want dis wat vryheid beteken vir baie mense. Ek kan doen wat ek wil. En niemand gaan my sê wat om te doen nie. So, vryheid is belangrik. Nou lees ek hierdie ergens, hy sê, freedom is the power. Dis nou wat die sekulêre betekenis van freedom is. Freedom is the power or right to speak, act and change as one wants without hindrance or restraint. Freedom is often associated with liberty and autonomy in the sense of giving oneself one's own laws. Maar word jy is 'n wet vir jouself. Dis wat ons is in die wêreld, né? Ek is 'n wet vir myself. Jy gaan my nie sê wat is verkeerd nie. Ek besluit wat is reg en wat is verkeerd. Ek is my eie wet. Hoe klink dit? As jy sê ek is my eie wet, ek besluit self wat is reg en verkeerd, wat sê jy eintlik? Ek is bokant God. Ek laat nie toe dat God eers vir my sê wat is reg en wat is verkeerd nie. Kan jy sien die afstrandheid, die uitdagendheid wat daar is by die mens vandag? Dis hoe hulle vryheid sien. Ek is 'n wet vir myself. Ek sal besluit wat is reg en wat is verkeerd. Maar in die Grieks, die woordjie vry, eleutheros, beteken die volgende. Beteken om onbelemmerd te leef, ongehinderd, om kwytgeskeld te wees, om vryheid van beweging te hê, om nie verslaaf te wees aan enige iets nie, om uitgesonder te wees, om bevry te wees, om selfs ook om iemand vryheid te gee, beteken om iemand vry te laat of vry te spreek, te verskoon. Vryheid beteken dat mens partykeer ook moet huis skoonmaak. En dan praat ons van hierdie huis, né? Beteken om losgemaak te wees, om vrygestel te wees, om iets in jou lewe te verwyder, bring vryheid. Om oopgemaak te wees, unblocked, as die woord vandag gebruik word. Om ontset te wees, om vry van skuld te wees. As ek vanmôre hier 'n boodskap gehad het, kom ons dink net so 'n bietjie prakties, ons kyk dinge so in een rigting in. As ek nou vanmôre hier voorgestaan het, bygesê dit was nog die tyd van chequeboeke gewees. Maar ek kom vat nou maar sommer my kaart. Ek sê, wie van julle het skuld wat hier so sit? En ek dink seker 90% van die wat hier sit gaan hand opsteek en sê, ek het ergens skuld, of het nou 'n klererekening is, en of het nou op 'n motor is, en of het nou op 'n huis is, jy het skuld. Ek sê vir jou, hier is die kaart, kom. Ek gaan net vir jou tap. Met een tap is jou balans 0. Julle gaan mekaar vertrap om hier voor te kom seker, né? Maar sorry, ek het nie daai kaart nie. Maar kom ons dink net prakties in 'n opsig, as dit wel sou moontlik wees en iemand sou hier voorkom staan wat nou meer geloofwaardig is as ek, wat nou regtig geld het. En hy sê, hoor jy, ek nou vanmôre in hierdie gemeente wil ek almal wat een of ander finansiële skuld het, gaan ek dit vanmôre uitwas. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Ja. Niemand gaan bly sit nie. Sommige wat hier sit, wat gaan bly sit, dalk nog gaan dink, dit is te goed om waar te wees. Maar as ek vir die garantie gee, hoor jy, dit is waar. Kom. En die eerste ou stap terug en hy wys, my karskuld is weg. My verband is afgelos. Dan gaan dit mense laat kom. En ons gaan almal dieselfde gesindheid uiteindelik hê, glo ek. Maar die Here kom staan voor jou en vir my, en hy sê vir ons iets groter as dit. Hy skryf net ons skuld af, wanneer dit kom by die wêreldse goeders, en daai goeders moet ons hanteer. Maar as die Here vir jou en vir my sê, ek skryf al die skuld wat jy teenoor my het, en wat jy teenoor enige iemand in jou hart het, skryf ek af.
My vergifnis is van so 'n aard, dat daar niks skuld oorbly nie. Jou rekening is op 0. Maar nie dit nie. Die realiteit van die manier wat die Here skuld afskryf is nog erger, of nog beter is dit, as ek dit so kan stel. Hy skryf nie net jou skuld af nie, hy sit nog iets op jou rekening ook, wat jy kan gebruik. Hy maak voorsiening, so ook weer in skuld beland. Hoe klink dit? En tog vertrap ons mekaar nie. En tog maak ons nie eers enige gebruik van daardie aanbod van die Here se kant af. Want ons dink ons het nie skuld nie. Of ons dink, ek kan op my eie manier kan ek van my skuld ontslaa raak. Ek sal hard werk vir die Here. Ek sal getrou wees in my bydraes, ek sal getrou wees in my bywoning, ek sal bid, ek sal Bybel lees om my skuld af te betaal. Jy kan nie. Want daai goeders gaan nooit, maar nooit jou skuld betaal nie. Teenoor die Here nie. Nooit. Bybelse vryheid beteken om vry te wees van sonde se straf. En die houvas wat sonde op jou lewe het. Want sonde kry 'n houvas op mense lewe. Dit raak vestings van die vyand. Gaan doen 'n ding een keer, en as 'n mishap, soos mense baie keer dit sien, of jy net een keer oor ding gestruikel, dink jy dit gaan nou die laaste van daai ding wees? Daai versoeking gaan weer oor die pad kom. En die tweede keer wat ek oor hom gaan, raak die derde keer makliker. En die derde keer wat ek hom doen, raak die vierde en die vyfde keer sommer outomaties. Dis hoe sonde werk. Sonde het daardie sneeubal effek, sonde baar sonde, sê Jakobus. Maar daardie houvas wat dit het, en hierdie afskryf van skuld is 'n geskenk van God. Ons kan dit alleenlik deur geloof in Christus ontvang, want hy maak ons vry van die vloek van die wet, want die wet veroordeel ons. Die wet sê jy mag nie, en ons doen dit in elk geval. Ons kan nie reg, niemand kry dit reg om die wet 100% te gehoorsaam nie. So elke keer as ek die wet oortree, as ek 'n wet oortree. En as ek in die moeilikheid, dan het ek skuld. Dan staan ek skuldig voor die Here, maar die Here maak voorsiening daarvoor. Hy gee vir ons ook, hy bevry ons ook van die vrees vir die dood. Vryheid van die krag van sonde, sodat ek en jy in liefde voor die Here kan wandel. Vir mense wat hier sit vanmôre dalk, het 'n vrees vir die dood. As ek nou vanmôre moet vra, wie vir het nie 'n vrees vir die dood nie? Of jy anders sal opgaan. Sien, baie mense het 'n vrees vir die dood, en dit gaan meer oor die manier dat ek sal doodgaan, of die oomblik wanneer dit gaan gebeur. Daardie onsekerheid bring 'n bietjie van 'n vrees. Maar vir die dood self moet mens vry wees van vrees. Want ek hoef nie. So vryheid en vrymaking. En daar's 'n hele paar voorbeelde, ons gaan dit net vinnig deur almal van gaan. Kom baie dikwels in die Bybel voor. Ons kyk na die eerste een, Adam en Eva in die tuin van Eden. Toe hulle daar in die tuin gesit het, was hulle vry gewees. En toe oomblik toe hulle sondig te verloor hulle vryheid. Nou kan hulle nie meer van al die bome eet nie. Nou moet hulle uit die tuin uit gaan. Nou kan nie eens meer van daai bome eet nie, hulle moet hulle eie bome nou kry. Die Here jag hulle uit en hy sê vir hulle, nou gaan julle die land bewerk, nou moet julle die bome gaan kry wat julle gaan bewerk. Vryheid verloor. Israel as volk was slawe gewees in Egipte vir 400 jaar. Het hulle vir Farao gewerk. Slawe gewees. En was dit 'n goeie slawemeester gewees? Daar's 'n mooi beeldspraak ook is mens dit wat Israel ervaar het en dit wat ons as kinders van die Here wat ons as mense ervaar. Die twee dinge het nogal 'n baie mooi parallel in dit. Farao is vir ons 'n voorbeeld of simbolies van die duiwel. En die volk Israel is voorbeeld van die mens. En ons is onder sy heerskappy. So word ons gebore. Ons word almal gebore eintlik in slawerny. Niemand word vrygebore nie. En hoe harder jy protesteer teen hierdie dinge, wat gebeur? Dit wat Farao gedoen het, hy maak dit net nog moeiliker om uit te kom. En uiteindelik, die enigste manier wat Israel kon vrykom was, ken julle daai storie?
Die eerste manier dat Israel kon vrykom onder die heerskappy, die slawerny van Farao was, daar moes 'n verlosser kom. En dit was Moses. En hy het hulle uitgevat na die beloofde land. So dis Israel was slawe in Egipte en hulle word bevry. Dis 'n storie van vryheid. Maar toe is Israel nou vry, wat gaan maak hulle met hulle vryheid? Hulle misbruik dit. Hulle maak kompromie. Die Here sê vir hulle moet die volke wat in Israel is, in die land Kanaan is, moet hulle van ontslae raak, hulle moet hulle uitdryf, hulle moet hulle uitwis. Want dit is klomp afgodsdienaars gewees. Wat doen hulle met die volke daar? Van hulle het hulle vernietig, maar het so 'n paar van hulle laat oorbly. En toe word daardie paar wat oorgebly het vir Israel 'n stryk tot vandag toe. En dit gebeur met die kind van die Here ook. Die Here sê kom uit onder hulle. Heilig vir die Here. En ons maak kompromie met sonde. Ons loop nog hand om die lyf partykeer met dit wat die Here uitdruklik in sy woord sê is verkeerd. En ons dink ek kan dit handle. En dan word daai sonde vir jou 'n stryk. En dan raak dit moeilik om daarvoor ontslae te raak. Dit kan jare vat. Daar dinge hou vas op jou kry. Israel gaan in ballingskap. Hulle verloor hulle vryheid. En dan verlang hulle weer na hulle vryheid en dan bring jy hulle terug in sy land. En dan herhaal die ding om weer. Totdat Jesus kom. En hy gee vir ons en vir hulle 'n vryheid. Wat kan ek die woord gebruik wat die jong mense baie keer gebruik? Hy gee vir hulle 'n vryheid wat next level is. Wat nie van hierdie wêreld is. Ons gaan verder. Israel verwag toe 'n politieke verlosser. Want toe hulle nou terugkom uit Babylon uit, is hulle vir 'n rukkie in die land en dit gaan rustig. Dit is nie waar dit moet wees nie, maar dit gaan beter. Want hulle is dan terug in hulle land. Maar dis nie lank toe kom die Romeinse ryk. En toe is hulle weer slawe onder die Romeinse ryk. Hier voor Christus en na Christus. En nou verwag hulle die Messias. Moses het gekom en Elia het gekom en ons is nog en ek niks verder nie. Hier moet nou 'n Messias kom, hier moet nou Christus kom om ons vry te maak. En hulle verwag 'n politieke Messias wat hulle van die juk van die Romeine gaan kom verlos. Wat hulle onder die Romeinse verdrukking gaan uitval, so politieke verlosser, 'n vryheidsvegter. En toe kom Jesus en hy doen dit nie. Maar hy bied 'n vryheid wat nie so werk nie, maar wat so begin, en so uitwerk. Dis die verskil. Maar om nie verstaan nie, maar daar's 'n ander verhaal, wat jy lees daar in Eksodus, van die Hebreëse slaaf, wat vir my verskriklik 'n mooi prentjie gee, van wat Jesus se vryheid regtig beteken. Die Here het 'n ding ingegee vir Israel, want slawerny was daar gewees. En slawe was baie keer op die mark gewees, en dan het hulle gegaan, en dan het jy nou vir die slaaf het jy nou gebied. Nee. En as jy nou 'n goeie prys vir die slaaf gee, dan is daai slaaf aan behoort jy, dan koop jy dan daai slaaf. Dan werk hy vir jou, dan is hy jou eiendom, hy is jou besitting. Maar die Here het dit ingestel, dat daardie slaaf moet dan vir 7 jaar, moet hy vir jou werk. En aan die einde van daai 7 jaar, moes hy gelos word. Dan sy vry. Mag het 7 jaar vir jou werk. Nou nie hierdie ding deurtrek na jou baas of wat nie lekker is nie, hoor. Om sê ek met 7 jaar vir jou werk, dan move ek. Niks dan weer. Maar na die 7de jaar, dan het hy 'n keuse gehad. Dan het die eienaar van daai slaaf hom gesê, jy is vry. Jy kan gaan. Maar dan het daai slaaf baie keer so deel geraak van daardie huishouding. So lief geraak vir daardie eienaar. En vir sy hele huishouding, alles. Dat hy met hom 'n ooreenkoms aangaan en vir hom sê,
Ek wil vir die res van my lewe in jou diens bly. En ek is bereid om dit gratis te doen. Ek is bereid om dit vrywillig te doen. En dan wat het hulle gedoen? Dan het die eienaar van daardie slaaf hom geneem na die deurposte van daardie huis. En dan het hulle sy oor, in die deurkusyn, in die hout, in die deurkusyn het hulle sy oor deurboor met 'n els. En dan is sy bloed aan daardie deurkusyn gewees. En die bloed was die teken, ek is in hierdie huis verbind. Dit bring ons by waar ons vandag is. Jesus het gekom aan die kruis en jou en my vryheid bewerk. Ek het alles gedoen sodat jy kan vry wees. En jou en my gesindheid behoort te wees, Here. Ek wil by U bly. Ek wil nie vir U werk verloon nie. Ek wil dit nie doen om iets terug te ontvang, Here. Ek wil dit doen omdat ek vir U lief is. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek wil. En dan is sy bloed, sy lewe, die teken, die bewys, ek behoort aan hom. En jou lewe is die bewys, ek behoort aan hom. Die manier hoe ek lewe as diensknegt van die Here, in diens van die Here, is die bewys aan wie ek behoort. En hoe kom ek dit doen? Dis vryheid, in die ware sin. Jesus kom en hy bring bevryding van die slawerny van sonde, die slawerny wat vrees baie keer op 'n mens het, vrees vir allerlei dinge, die slawerny van die dood, se vrees wat baie keer ook op mense is. En nu kom Jesus en daar's 'n paar gevalle wat ek net gevindig hier ook wil uitlig. Saggeus was 'n slaaf gewees van wat? Geldgierigheid. Hy was nie vry nie. Vir die ontvanger gewerk. Taxman. SARS. Destyds. Maar Saggeus het eintlik maar vir homself gewerk. Baie van dit het hy self in die sak gesteek. Dit wat die Romeine moes gekry het hy vir hulle gegee, maar hy het baie daarvan in sy sak gesit en het mense afgepers, hy het gebraai. Julle ken daai ene mos, né? Sulke mense. Wat moet hulle gemaak word? Klaar hulle aan. Gee hulle aan. Ja, mens met sekere goeders, mens kan nie goed doen, maar as jy daarin deel het, maak het jy net so skuldig soos dit, né? Dan kom party mense met hom in die wêreld waar ek in lewe, mens kom nie reg anders sonder daai goed nie. Dan kry ek weer daai regverdiging. Mense sê, mense ek het nie kry, gaan ek nie besigheid kry. Wêreld werk dit so. Kind van God nie. God sal vir jou sorg, hoor dit ek vir jou sê. En as hy nie kan nie, dan is nie sy skuld nie. Dan is dit jou skuld, jou geloof, jou vertroue. Jy moenie eie planne maak nie. Maar dis waar Saggeus was. En ons sou dalk nou saam met almal gestem het en gesê, hierdie Saggeus, dis nou 'n pes. Want hy vat geld links en regs en hy bribes links en regs. En dis nou tyd dat Jesus met hom afreken. Wat sê Jesus vir Saggeus? Die geldgierige. Klim af. En Saggeus was net so groot mannetjie geweest. Dus ek kom in die boom geklim het, né? Jy onthou daai ene. Saggeus was 'n klein man was hy. Hoe gaan hy ou liedjie doen? Maar toe Saggeus afklim, toe wat sê Jesus vir hom? Sê ek wil by jou eet. Saggeus het weggestap as 'n vryman. Maar het Jesus by hom geëet? Hy was vry. Hoeveel besetenis het Jesus bevry? Die liedjie wat ek voor die tyd vir julle gespeel het, die video, het gegaan oor bevryding van mense.
wat langs die pad gesit het, blindes, dowes, lammes, besetenes, wat vryheid gesoek het. Then Jesus came and set the captives free. En dis wat hy vanmôre vir jou en vir my ook sê, vir Paulus, die laaste keer wat ons daarna kyk, dan begin ek eers met my preek, hoor? Hier is net voorbeelde, nie ek, ons Paulus, was hy vry gewees toe hy 'n fariseer was? Hy het so gedink, want hy het gedink, hy doen die Here guns, om so godsdienstig te wees, maar Paulus was seker een van die grootste gevangenisse gewees. Want hy was gevangene gewees van godsdiens. In die kerke vandag sit vol sulke mense wat gevangenes is van godsdiens. Maar ek dink, ek doen die Here guns deur kerk toe te kom. Ek doen die Here guns om Bybel te lees. Ek doen myself 'n guns om bietjie te bid. En op die einde, dan verwerf ek daarom so 'n bietjie guns van die Here. As ek die regte dinge doen. Dis godsdiens wat so lyk. Godsdiens het nog niemand vrygemaak nie. En ek sê 'n groot ding vanmôre, met kollega moet van kennis neem. Godsdiens het nog niemand ooit vrygemaak nie. Inteendeel, godsdiens het nog so ver in die geskiedenis terugstrek vir almal slawe gemaak wat dit volg. En wie wat gebeur uiteindelik wanneer mense slawe word van godsdiens, raak fanaties in hulle godsdiens. Dan raak hulle soos die moslems. Dan raak hulle so sektes en kultusse, 'n gevaar vir die samelewing. En daarom Mao Zedong, sy naam later verander na Mao Zedong, wat destyds heerser was in China. Hy het onder andere, as ek in reg het hy gesê, godsdiens, religion is the poison of the people, is the opium of the people. Dis ook om 'n godsdiens verwerp het, en verdruk het in China, verbied het. En hy was nie ver verkeerd. Want godsdiens is giftig. Maar 'n verhouding met die Here, dis vryheid. Waar ek nie die Here dien omdat ek moet nie, maar omdat ek hom liefhet. Want hy het my vrygemaak. Groot verskil. Ek hoop jy sien dit raak vanmôre. So dis wat Jesus met Paulus ook gedoen het. Hy moes hom vrymaak van godsdiens. Dis hoekom Paulus op 'n stadium kom in Filippense 3, hy sê, dis wat ek as wins geag het ek om Christus wil skade geag. Ja, ek ag ook alle skade ter wille van Christus Jesus wat ek as wins verkry. Om hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar die geregtigheid wat alleen in hom te vind is. Ek het dit al met julle gedeel. Paulus het 2 prominente P's in sy mondering in sy lewe gehad. En toe verruil hy het vir 'n derde P. Paulus het 'n pedigree gehad, 'n goeie geestelike pedigree. Hy was 'n Benjaminiet gewees, die stam van Israel, so geag. Baie mense op geroem het, ek is 'n Benjaminiet. Paulus het 'n pedigree gehad, hy kom uit 'n goeie huishouding, hy kom uit 'n goeie stam, hy kom uit 'n goeie agtergrond uit. En toe het hy nog saam met dit nog 'n P, hy het performance. Hy sê wat die wet betref, ek is 'n ywerhaar, ek is 'n fariseer, onberispelik in die wet, ek het gedoen wat ek moet, en ek het nog sommer dinge bygevoeg ook, net om myself nog meer beter te laat lyk. Ek het perform vir die Here, en ek het 'n pedigree gehad vir die Here. Dan sê hy, ek het daai 2 goeders, het ek as drek beskou. Toe ek Christus vind, het ek my performance en my pedigree verag. En hy kom by die derde P, position in Christ. Toe ek in Christus my identiteit vind, my waarde vind, my vryheid vind, toe is pedigree vir my niks. Toe is performance vir my niks. Ek is in Christus, ek is aan hom verbind.
Dis vryheid. So vryheid, die mens het eintlik maar, ek weet nie of jy ken of nie, hy het 'n nood aan vryheid. In Jesaja 61 sê die Here, en ek gaan vinnig hierdie teksverse gaan, hy sê die Gees van die Here is op my, en hierdie teksvers wys heen honderde jare voor die tyd, wys dit na Christus toe, en daar in Lukas 3:4 het Jesus dit self aangehaal, dit het op my betrekking. Hy sê, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges, die gebrokenes, die gevangenes, vir die geboeides. Wat? Vryheid. Jesus se koms, sy sterwe aan die kruis het te doen met jou en my vryheid. Sodat ons kan wees waarvoor God jou en my geskep het en herstel het. Nie kan wees wat jy dink jy moet wees of wat jy wil wees nie, maar wat jy in Christus behoort te wees, wat God se hart vir jou is. Voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. En daai woordjie doen is net uitgeskrywe in die Grieks wat beteken doen en daarin bly. Wat dit aanhoudend doen. Wat nie daar uit wil kom nie. Wat nie daar uit kan kom nie. Iemand wat dit voortdurend doen. Sy gewoonte. Elkeen wat die sonde doen, is 'n dienskneg van die sonde. Jy staan in diens van sonde. En as jy sonde het as jou meester, hoe kan die Here jou meester wees? Dit werk nie mekaar, né? Sien jy dit raak? Want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Dit wat jou beheer, jou keuses, jou besluite, jou optrede, dis verslawing. En is niks anders dan is afgoderry. Want as jy deur iets oorheers word, dan is jy in diens van 'n God. En daai God is 'n meester. Is jou baas. Kan 'n kind van God in sonde bly? Kan jy mens maar aangaan en aangaan? Ag, dis nou kry partytjie mense praat jy met hom oor sekere goeders wat nou blaatant is. Ag, weet jy, dis nou my ou plesiertjie in die lewe. Ja, glo die Here sal daarom verstaan. Sê ek nie, ek dink jy verstaan. Ek verstaan ook nie. As jou natuur verander, dan wil jy nie terugneig na daar waar jy vandaan kom nie. 'n Vark gaan terug modder toe. 'n Hond gaan terug na sy uitbraaksel toe. 'n Kind van God, nie. Jy kom uit. Partykeer vat dit rukkie om die modder af te skud. Partykeer styer jy en jy val terug in die modder. Maar dan het jy die gesindheid van 'n ander dier. Kyk, 'n vark is happy. Jy plan nie veel nie, maar as hy goeie skaap in die modder, wat doen hy? Hy rol soos 'n vark in die modder, nee. Skaap in die modder gevat, hy klim uit en hy skud homself af. Ander gesindheid. Vir hierdie doel het die Seun van die God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Dis die rede vir Jesus se koms, om die houvas wat sonde en wat die duiwel en die wêreld op kinders van God het te verbreek, sodat ek en jy vry kan wees om die Here te dien, want as ons nie vry is nie, dan kom ons nie daarby uit om die Here te dien nie. Dan raak dit effort, dan raak dit 'n las, moeite, te veel gevra. So vryheid kom net deur Jesus. Galasiërs 5:1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Kom nie. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, die vir ons 'n vloek te word. Daaroor het ons die afgelope tyd baie gepraat, dat Jesus die veroordeling, die straf, die gevolge van sonde op hom geneem het aan die kruis, sodat ek en jy as een wat vergewe is,
vry kan uitstap sonder skuld. En kan glo wat Romeine 8 vers 1 vir jou en vir my sê, as jy waarlik gered is, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling nie, want Jesus het my vrygekoop, my vrygemaak. Hy het my gekoop op die slawemark. En hy het my vryheid gegee en sê, jy kan gaan. Wat doen ons? Here, u het my gekoop. Ek gee myself vir u. Dis die gesindheid van 'n kind van die Here. Omdat julle weet, dat julle nie met silwer of goud nie, maar met die bloed van Jesus losgekoop is, met ons sonde. As jy sien jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ek gaan nie die laaste enetjie nog hanteer, dit is laaste bladsy, en dit is, vryheid kom alleen deur die waarheid. Jy weet, hierdie teksvers dat hulle gebruik by die Waarheids- en Versoeningskommissie ook, né? Onthou dit destyds. Die ouens moet nou die waarheid vertel wat hulle alles gedoen het in die apartheidstyd. Nou, en as hulle die waarheid vertel, gaan hulle vry wees. Hulle was nie vry nie. En dis nie daai vryheid, dis nie daai waarheid wat gepraat word nie, dis ook nie daai vryheid wat daarvan gepraat word in die Bybel nie. As Jesus sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak, wat beteken dit? Watter waarheid praat hy van? Die waarheid omtrent wie Jesus is in die eerste plek en wat hy gedoen het. Dis hoekom so belangrik is, dis hoekom ons soveel klem daarop. Dat party mense selfs kan vir ons hamer daarop. Maar as jy die waarheid ken omtrent dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en dat hy het vir jou gedoen het, en dat hy het volledig gedoen het, en dat hy het vir altyd gedoen het, en dat hy het vir elke sonde gedoen het, en vir elke sondaar gedoen het, dan kom daar 'n vryheid. Want nou weet ek, my vermoë om reg te lewe, het my vasgehou. Hy het dit gedoen. Nou is ek vry om te probeer. En hoeveel mense sukkel nog met daai ding? Hulle probeer nog steeds om die Here te behaag. Hulle probeer nog steeds om die guns van die Here te probeer verdien of te kry op 'n manier. Stop dit. Jy het dit. Solank jy in Christus is. Solank ek weet ek is gered, is die guns van die Here jou deel as sy kind. Ek hoef niks verder te doen om sy guns te verdien of te behou nie. Ek hoop julle hoor wat ek vir julle sê. En julle aanvaar wat ek vir julle sê, want ek vind dit in die Bybel, dis nêrens anders. Sy vergifnis is volkome. Daar het niks uitstaande nie. My verlede is uitgedelg. Kind van God. Vergeet wat agter is. Paulus skryf dit in daai selfde hoofstuk, en hy noem dit ook, hy sê, ek vergeet die ding wat agter is, en ek strek my uit dit wat voor is, vergeet dit. En vergeet is 'n keuse. Daar's dinge in my lewe ook wat ek probeer vergeet. Ek kry dit nie altyd reg nie. Maar jy moet jou gedagtes gevange neem, en hulle in die regte rigting stuur. Moenie aan dit dink nie. Weier om daaraan te dink. Vervang dit met ander gedagtes. Want ek sukkel baie keer met dit. Maar dit bly gewoonlik, dit oorheers my nie, verseker nie. Dis net baie keer wie die vyand, as ek die Engelse woord kan gebruik, hy loop met so protter. Nou, kyk wat sy reaksie, dink jy op hierdie goeders. En daai uitkeer wat ek al vir julle gesê het, as die duiwel jou weer herinner aan jou verlede, daar is hy, dan herinner jy hom aan sy toekoms. Okay. My verlossing is verseker, my naam is in die boek van die lewe geskrywe. Weet jy jou naam is daar geskrywe? Dan is ek vry. Want dis die boek van vrygekooptes. Dis die boek van vryheid van slawerny. Dis die boek van vry mense. My nuwe identiteit vind ek in Christus. My verhouding met hom is die van 'n kind, teenoor sy Vader. Onthou Jesus het op 'n stadium gesê, ek noem julle nie meer diensknegte nie. Ek noem julle
vriende. Maar hy sê ook, nou is julle nie meer slawe nie, nou is julle kinders. Dis my identiteit, ek is kind van God, wat in diens van die Here staan, en dinge doen. Maar ek doen dit nie as 'n slaaf nie. Ek doen dit nie met die gesindheid van 'n slaaf, ek doen dit met die gesindheid van 'n kind. Ek is 'n bietjie in die huis in praat. Die manier wat 'n kind skottelgoed was in die huis, is anders as wat die bediende skottelgoed was. Dit behoort so te wees. Nee. Die een doen dit vir py, omdat ek gepy word. Die ander doen dit, wat my ma het gesê. Nee, kind se gesindheid in die huis behoort nie te wees, my ma het gesê ek moet dit doen nie. Ek beter dit doen, anders te word ek gehok nie. Of anders te word my selfoon weggevat. Of daar's gevolge nie, my gesindheid moet dit wees, ek doen dit, want ek is deel van die huishouding. Hulle doen so baie vir my, ek kan dit seker doen. Sien die verskil? In die huis van die Here is jy kind. Ek doen dit omdat ek God lief het. Nie omdat ek gedryf word, of van buite motivering moet kry. En 'n rede moet gaan kry. Doen dit. Want ek wil. Dis my lekker, en dis omdat ek hom lief het. My nuwe verhouding met die Here, ek het 'n erfenis, is onverderflik, my toekoms is verseker. Kan jy verstaan hoekom Jesus sê in Matteus 11 vers 28 en 29? Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus van vele siel. Daai teksvers het te doen met vryheid. Nou weet die teksvers, een van die teksvers wat baie keer so 'n bietjie uit konteks gebruik word en dit word in 'n ander konteks word ingedruk. Dat mense baie keer sê, man, as jy nou regtig moeg voel en ek voel ek is nou klaar met die lewe en ek is nou moeg, ek het die hele dag gewerk. Die Here sê kom na my, almal wat vermoeid en belas is. En hy sê vir my rus gee. Dit het nie daarmee te doen nie. Waarom het hierdie teksvers te doen? Almal wat vermoeid en belas is om te probeer om God te beïndruk, om God se guns te wen, om die wet na te kom en te dink ek kan verdienste deur die wet kry. Jesus sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, want die wet sit 'n juk op jou. Dit sit 'n las op jou, dit sit veroordeling op jou. Kom uit onder dit uit en kom val by my in. Stap saam met my. Ek is sagmoedig en nederig van hart. Neem my juk op julle, want my juk is sag en my las is lig. Dit bind nie. Dis in 'n geval, dis nie 'n las nie. In die sin van wat dit was nie. My juk is sag, my las is lig. Want as ek saam met jou inval, en dis wat baie keer gebeur het ook, in daai tyd, wanneer hulle 2 osse ingespan het by 'n juk, wat het hulle gewoonlik gedoen? Want jy weet, die 2 osse, baie selde gebeur dat 2 osse van dieselfde ouderdom, en met dieselfde ervaring, met dieselfde jare diens ingeval het. Wat het gewoonlik gebeur? Het 'n sterk os gevat, en dan het hulle jong ossie gevat. En dan moes die jong ossie, moes tou gevat het, by die ou os. En uiteindelik het daai jong ossie nie veel gedra nie. Die ou os het alles gedra. En hy het gewoond geraak aan hierdie juk, wat op 'n punt gekom het, wat hy saam gaan dra, en meer begin dra. En dis hoe die Here sê, kom uit onder die dinge, want ek moet dit doen, en ek moet dat doen, en ek mag nie dit en ek mag nie dit, en kom uit by my en sê, Here, verander my gesindheid, liefde. Ek doen dit, omdat ek vir u lief is. Ek doen dit, want u werk dit in my. En dankie dat u voorvat, dat ek net by u kan inval. Maak dit sin? Dis vryheid. Dis vryheid in die Bybelse sin. Ek vertrou werklik waar
Dis my hartse begeerte, dis my gebed vanmôre, dat u vanmôre van daardie vryheid verseker is. As jy daardie vryheid nie het nie, dat jy dit vanmôre sal soek en sal vind. Net kortliks. Hoe kry ek dit? Erken. Erken en wees eerlik met jou las, met jou gevangenskap, met jou slawerny, met jou probleem, dit wat my terughou, dit wat my vashou. Wees eerlik om dit. Moet nie ander name gee nie. Sê dit vir die Here, dis my probleem. Noem hom soos die Here hom noem in sy woord. Skinder jou probleem as jy sê, ek is jammer, maar ek beteken praat ek bietjie te veel oor ander mense. Die Bybel noem dit kwaad praat. Dan sê jy vir die Here, Here, ek is skuldig daaraan. Is dit my slawerny is daar? En so kan jy met enige ander ding gaan, wees eerlik omtrent dit. Wees eerlik met jouself, erken dit. Want die Here weet daarvan. En erken dat hy daarvoor voorsiening gemaak het dat hy kan uitkom. En gee jouself vir die Here. Gaan sy doen? Nie langer slawe wees van dinge nie, en van mense, en van strukture, en van allerlei goeders nie. Vryheid is jou en my vryheid het duur gekos. Dat die lewe van die Seun van God gekos. Kom uit. Ek wil vry wees. Sê dit vir die Here. Vat dit. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. En ja, Here, u het gekom, soos u woord ook sê, om slawe vry te maak. Ons sing daardie liedjie, sy bloed maak slawe vry. En tog is daar so baie kinders van die Here, wat nie hierdie vryheid regtig waar smaak, beleef, ken nie. En ek bid dat die lig van u woord sal deurbreek, want u woord sê vir ons vanoggend, en op soveel ander plekke, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waaragtig, waarlik vry wees. Here, ek bid vir hierdie realiteit in ons lewens. Want hierdie vryheid gaan ons by groter bereikbaarheid, meer sin in die lewe uitbring. En ons dankie dat ons dit kan bid met 'n verwagting, met geloof in u naam, in u woord, in u self. Amen.